Ek sou baie graag wou hoor dat jy vir ons bietjie uitbrei oor die hele idee van ek-frases en die omdigtings. Ja, ek-frases, ek dink nogal dat ek die een is wat die eerste gebruik het in Afrikaans. In elk geval, die woordeboek van die Afrikaanse taal het die term nie geken nie, maar ek het hom vir hulle gegee. Nou, dit is 'n ou begrip, dit is ook 'n Griekse woord. En dit beteken dat jy van een kunswerk 'n ander een maak. Of jy eintlik is alle gedigte ek-frase, maar ons het dit nou beperk daartoe dat wanneer jy van een kunswerk 'n ander een maak, dan is dit ek-frase. Want soos byvoorbeeld, ek het nou gedigte gemaak oor musiek van Vivaldi of Beethoven. Nou dit is 'n omsetting. Dit is 'n omsetting van een medium, kunsmedium en 'n ander een. Of van een taal en 'n ander een. Vertaling is ook ek-frase, want jy sit uit Engels uit sit jy ding oor in Afrikaans. Nou hierdie hele ding van omdigting van die psalms is 'n ingewikkelde proses, want jy moet uit 'n baie ou taal moet jy omsit in 'n baie moderne taal. Jy moet wat 'n oorspronklike gedig was by die Jode, moet jy omsit in 'n prosa vertaling. En dan moet jy nou weer hierdie prosa vertaling in Afrikaans omsit in 'n lied, in 'n gedig. En jy moet hom singbaar maak. Dus dit is 'n heel ingewikkelde proses. Dit is 'n baie belangrike ding. En ek het dit nou uitvoerig beskryf in die ander een is ek. Daar het ek daarop ingegaan, want dit is wat dit is 'n verryking van die kunste. Wanneer jy kan 'n gedig maak van enigiets, maar jy kan ook 'n gedig maak van 'n gedig. En dit is die wonderlike daarvan, dat jy daardeur jou eie literatuur kan verbreed. Nou dat jy gepraat het van die ander een is ek, 'n frase wat jy daarin gebruik, of 'n sin, wat vir my ook baie laat dink het of dit nie juis ook baie goed van toepassing kan wees op die Bybelse begrip van saad nie, is u skryf so iets soos, gedigte is saad maak, saad wat in ander harte gesaai word. Nou dit klink vir my asof dit eintlik direk van toepassing gemaak kan word, want die saadbegrip in die Bybel is tog algemeen bekend, dat die woorde, die Bybel saad is wat in harte gesaai word. En in daardie verband sou jy miskien ietsie kon sê ten opsigte van die hele kwessie dan van die omdigting van die Bybelse psalms. Ja, kyk, dit gaan daarom, en daarom het ek dit beskryf in die ander een is ek. Dit gaan daarom, ek is nou 'n skrywer. Nou skryf ek 'n gedig. Maar die leser wat die gedig lees, doen mee. Doen saam, dit is, en daardie leser kan weer dit gaan voorlees aan iemand anderster. Dit is 'n soort van 'n vermenigvuldiging. Daai saad maak is 'n vermenigvuldiging. Dit is 'n verspreiding. Dit is 'n soort van jou brood op die water werp. En dan sal dit na jou toe terugkom. Kom ons vat 'n voorbeeld soos 'n selfportret van Rembrandt. Dis 'n selfportret van Rembrandt. Hy het so gelyk en hy was nou nogal 'n lelike mannetjie ook gewees. Maar nou staan ons en ons bewonder daardie skildery. Waarom? Omdat ek bewonder die skildery omdat ek my daarmee kan vereenselwig. As ek my nie daarmee vereenselwig nie, dan kyk ek nie, dan stap ek verby. Dan maak ek amper soos Dante gemaak het toe hy in die hel was,
waar Virgilius vir hom gesê het, kyk maar en stap aan. En ons het nou by Winston Churchill die uitdrukking, if you are going through hell, keep going. Dus jy vereenselwig jou daarmee. Ek glo nie in die Griekse gode nie, maar ek lees Homeros, want ek kan my daarmee vereenselwig, of ek kan my daarvan distansieer, en dan is dit ook saad. Dit is ook wanneer Homeros wrede dinge beskryf van hoe mense mekaar doodmaak dat die harsings spat. Ek lees dit en dit is vir my 'n merkwaardige beeld, maar dit is eintlik vir my afstootlik. Dus dit gaan daarom, en daarom is die moderne literatuurteorie reg, waar die literatuurteorie sê die leser is medeskepper, of die toeskouer van die skildery is medeskepper. Die luisteraar na die 9de simfonie van Beethoven is medeskepper. Dit is waarom dit gaan, die saad saai. Nou dieselfde met wanneer jy die gedigte omgedig het in die psalms, dan sing mense dit. Hulle kan dit lees in die Bybelvertaling, maar wanneer hulle sing, kom hulle in 'n ander rad. Dan kom ander dinge in hulle los. Dit is nie dat die een ding die ander ding vervang nie. Dit is 'n aanvulling. Die omgedigte psalms vul die psalms aan soos dit in die Bybel staan. En jy kan natuurlik enige teks uit die Bybel uit omdig, nie net die psalms nie. Ek het self gedigte uit Jesaja omgedig. Min mense kom dit agter, maar jy kan dit ook doen. En ek het uit Habakuk het ek ook omgedig. Dus jy kan enige teks omdig. Soos jy van enige ding, jy kan van 'n gewone stuk plank kan jy 'n beeld maak. Dus alle materie is omsetting. Alle kunswerke is omsetting van materie in 'n ander vorm en 'n ander gedaante. Daar is niks wat in die kunswêreld nuut ontstaan nie. Daar is Salomo reg. Dis net, daar word van iets wat gemaak is, iets anderster gemaak. En dit is die saadsaai. As ons nou weer praat in terme van die omdigtings en saad wat gesaai word, en dat dit saad wat gesaai word ook 'n Bybelse begrip is, sou jy nie sê dat die omdigting maak die psalm wat in die Bybel staan op 'n manier meer toeganklik nie? Nou die voorbeeld gebruik van die skildery en dat iemand kan verbystap. Maar as die omdigting gesing word, dan kan hulle nie so maklik verbystap nie. En omdat die omdigting so verwerk is, dat dit iets is wat saam met die melodie gaan, dan 'n hele nuwe kunsvorm word eintlik, dat daai saad dalk vir mense wat die Bybelse psalms nie so toeganklik sou wees nie, dit dalk meer toeganklik maak, sou jy so sê? Ja, ek stem daarmee saam. Nou, Christie Coetzee, die seun van professor Coetzee wat vroeër rektor was en opvoedkundige, hy het vir my gesê, met die kategese gebruik hy die nuwe omdigtings omdat dit die Bybel toegankliker maak, want dit is 'n vereenvoudiging. Maar dit is nie alleen 'n vereenvoudiging nie, dit is ook 'n klemlegging. Wanneer jy die gedigte, die psalms omdig, dan kom die essensie na vore. Of tenminste, dit is wat ek probeer doen het, met die hulp van teoloë. Weer as jy Psalm 128 vat. Jy kom nie in Psalm 128 in die prosa vertaling
van 33 of 83, kom jy nie so baie maklik agter. Dit gaan om, en daar's 3 strofes. Jy kom nie so maklik agter in die Bybelteks, dit gaan om 3 persone, 3 persoonlikhede, in 3 ruimtes en wat 3 vrugte maak nie. Jy, in die omdigting, kom dit baie duideliker na vore. Want daar is ook die kuns van weglating. Byvoorbeeld, hulle maak in die beeldhoukuns die onderskeid dat bronsbeeld is aanplak, bysit, maar 'n marmerbeeld is wegvat. Soos Michelangelo gesê het, Moses is daar in Carrara in die berge. Hy moet net uitgekap word. En die onvoltooide beelde van Michelangelo in die Louvre is die aangrypendste goed, want party, dit is die onvoltooide beelde, waar net 'n gedeelte van die ander gedeelte van die figuur sit nog vas in die rots. Daar kan jy sien dat weglating 'n belangrike ding is, want hy gee relief aan die essensiële. Nou, dit hoop ek, en dit hoop ons, dit is wat met die psalms gebeur. Maar daar is 'n baie belangrike ding, wat ek altyd vir die mense sê. In die erediens, lei die dominee, en jy moet luister, wat hy sê, en jy moet meedoen aan wat hy sê, en jy moet jou mond hou. Maar wanneer jy sing, dan is dit jou beurt. Dan hou die dominee sy mond. En dan het jy 'n kans om jou mond oop te maak en jou belydenis te doen, en jou getuienis. En dit is ook waarom dit dan gegaan het. Uiteindelik dat 'n mens maar moet sê, ja, wat julle nou van my verwag. Ek het nou 'n baie mooi beeld hierso, en dit is nou, hierdie gedig, soos hy nou hier staan, is nou na my smaak, maar nou kom julle torring aan hom, en nou moet ek na julle luister, maar ek het toegegee, want jy moet hom kan sing. Jy kan hom lees ook, jy moet hom kan sing. En dit is nou waar my beswaar vandag inkom in die kerke, dat hulle, soos Anna gesê het, hierdie fliek het. Hulle projekteer die teks daar elektronies, en dan sing die mense. En man staan met hulle hande in hulle broeksakke, en vrouens met hulle gevoude arms, maar hulle sing nie uit 'n boek uit nie. Met ander woorde, hulle het nie die boek nie, met ander woorde by die huis, hulle kom maar net Sondag om te kom sing, maar hulle sing nie by die huis nie. Dit is vir my 'n jammerte. In Psalm 8 skryf hy so mooi van die vingermerke van God. Ek het nou in al die Afrikaanse vertalings gaan kyk oral, maar nêrens word daar spraak van die vinger van God en merke en so, maar jy gebruik die vingermerke van God, en dit is vir my so 'n aangrypende beeld wat jy nou in die omdigting van Psalm 8 gebruik. Maar dit skakel dan ook dadelik vir my by gedigte waar jy geskryf het van die vingermerke van God, spesifiek dan nou in Koöperasie. Dis vir my die allerwonderlikste gedig wat jy geskryf het, en daar staan, kan ek dit maar lees, in die tweede strofe, kyk na sy vingermerke, aanskou die vat van sy hande aan ons wonderwerke. Kan jy vir ons bietjie ietsie daarop uitbrei in verband met die vingermerke van God? Ja, kyk, die begrip openbaring verstaan mense baie eng. Hulle word gepraat van die openbaring van God in die Bybel. Nou, punt nommer 1, 'n Amerikaanse teoloog het gesê, hy is eintlik 'n Jood, maar 'n Amerikaanse Jood. The Bible is not about God. The Bible is about man. Dis nou nie heeltemal waar nie. The Bible is about God, but also about man. Nou, die
openbaring is in alles. As ek uitkyk by my venster na die kransduif wat daar kwam water drink, met hierdie vere, wat so verskriklik netjies gerangskik is. Dit lyk nie of dit vere is nie, dit lyk of dit 'n kleed is, naadlose kleed. Dan is dit vir my openbaring van, ons kan dit nie doen nie. Daar's dinge wat ons kan doen wat die diere nie kan doen nie, maar daar's dinge wat die diere doen wat ons nie kan doen nie. Ons kan ons hare nooit so netjies kry soos 'n duif sy vere nie. En hy sorg, maar dit is vir my openbaring. Dis nie verniet vir my dat Newton gesê het, as ek na my duim kyk, dan weet ek daar's 'n God nie. Ek weet nie hoekom het hy dit gesê nie. Maar ons het laat, ek dink nie Newton was bewus van wat ons nou later gaan noem die opposable thumb nie. Waar ek dan nou 5 duime het nie. 1, 2, 3, 4, 5. En dit is 'n puur menslike ding. Hy kom ook voor by die panda beer. Maar ons kan 'n bobbejaan nie leer om 'n skoenveter vas te maak nie. Vir geen geld nie. Niemand kan 'n bobbejaan leer om 'n skoenveter vas te maak nie, want hy het nie 'n opposable thumb nie. Hy kan nie dit doen nie. Nou, nou Newton het nou gesê, sy kyk na my duim. Maar dit is vir my openbaring, die hand. Ons het hande, en dit is wat Hippokrates ook gesê het. Ons is intelligente wesens vanweë ons hande. Nou, dit is ons brein wat die opdrag gee, maar die brein het die opdrag wat hy kan gee vir die hande. Dis die openbaring van God, skuil vir my in alles. In die goed wat ons gemaak het, in hierdie houtwerk, in hierdie vertrek, maar in hierdie elektronika, waarby ons hier sit, hierdie kameras, is alles gemaak wat reeds gemaak is. Ons as mense het niks gemaak nie. Ons maak na, of ons maak om, van wat reeds bestaan. Daarom het Morse uitgeroep, toe hy die kodes gemaak het, kyk wat het God geskep, kyk wat het God gemaak. Want Morse kodes bestaan millennia voor Morse daar was. Olifante en walvisse en dolfyne bel lank voor bel daar was. Trouwens, bel het maar nagemaak wat reeds in die natuur gemaak is. Dis alles wat ek kan belewe met my 5 sintuie, is vir my openbaring. En nou is dit soos ek 'n keer met my eie seun geargumenteer het, wat 'n teoloog is, en vir hom gesê het, maar julle teoloog wil nie praat van godsbewyse nie, maar daar is godsbewyse. Toe sê hy, ja, ons wil nie praat van godsbewyse nie, want God het nie nodig dat hy bewys moet word nie, want hy is, ek is wat ek is. Maar toe het hy gesê, dit is so, daar is godsbewyse, die blom in my tuin is 'n godsbewys, die mossie is 'n godsbewys, my duim is 'n godsbewys, die sneeukristal is 'n godsbewys, maar hy is alleen vir die wat reeds glo. Dit is die sleutel, hulle wat reeds glo. En dit is die wonder van geloof. Geloof maak vir jou oë oop, maak jou vatbaar vir openbarings, waarby ander mense verby lewe. Dit is wat ek daar bedoel, ons wonderwerke, ek praat van ons wonderwerke, maar dit is eintlik nie ons wonderwerke. Die gedig wil eintlik sê, dit is nie ons wonderwerke nie, want dit is wat 'n gedig dikwels doen, hy praat in die teendeel. Hy jok.